Periode van hierdie diens, ons maak nou die Bybel oop by die eerste hoofstuk van Exodus, om vanaand met 'n studie te begin. Dis 'n lang, baie lang studie, en ons probeer dit net in 'n paar aande inkry. Waarom ek dit doen, dat ek glo die herlewing sal voortgaan deur Paase en miskien verder. Ons wil nooit te veel begin van wanneer jy net jou pad voel nie. Ek's 'n groot gelowige daarin. Presies waarom ek hier in hierdie herlewing is, weet ek nie. Dis alles 'n verborgenheid vir my. Toe die bestuurder my vanmiddag geskakel het oor die dienste oorkant by Macon, Nashville, en daardeur, en ons het alles gekanselleer. Party van hulle het auditoriums gehad wat ons probeer kry het vir die afgelope 3 of 4, 5 jaar. Sitplekke vir baie 20,000 mense. En ons het die laaste diens verlaat, verskoon my by Meridian. Het 4500 binne ingehaat, en ons het nie geweet wat aan die buitekant was, gestaan het in die reën en storms en dinge nie. Ons daar buite gestaan het nie. En toe ons Tallahassee verlaat het, was dit net so, ons kon nie eens 'n plek kry om die mense te laat sit nie. En die Heilige Gees het gesê, stop, ga nou huis toe, wag. Ek maak gereed om jou oor see te stuur. Wel, hier is ek. Ek het net 7 dienste gekanselleer, so pas 7 byeenkomste gekanselleer, en een van hulle hier in Indianapolis, en een van hulle bo in Alberta, Canada, in 'n groot arena daar, met sitplek vir 25,000 mense. Wat ons probeer het om daardie arena vir 'n geruime tyd te kry, en net toe ons dit gekry het, en alles net gereed om 'n nasie-wye uitreik daar te begin, waar ons miskien 30,000-40,000 mense verwag het die Heilige Gees gesê, stop, en my toe hier na die tabernakel toe gestuur, soos vanaand sien, jy moet doen wat hy vir jou sê om te doen. Julle sê, sal jy groepe mense soos daardie verlaat om na 'n klein tabernakeltjie toe te kom? Wel nou, wag 'n bietjie. Ons dien God, sien. Filippus het 'n groot herlewing verlaat toe hy die hele Samarian beroering gehad het en uitgegaan in die woestyn Gaza. En hy het daar gestaan om een man te vind en het nooit teruggekeer na die herlewing toe nie. Is dit reg, bo na die woestyn toe Gaza, een man gevind, die Ethiopië. Hy is bekeer en toe het hy weggedraai van daar af en hy het nooit weer teruggegaan na Samaria, waar hy die groot herlewing gehad het. Nou, ons is beslis dankbaar vir die leiding van die Heilige Gees. Ons moet gaan soos ons gelei word om te gaan. En ek voel baie definitief gelei om hier na toe te kom in hierdie diens, om dit te doen. Is ek net 'n bietjie? Hoe verskoon my broer, hier is ook nog 'n paar, broer Fleeman, as jy sal. Neem hulle miskien iemand wat nie 'n Bybel het nie, die Ou Testament, ons bestudeer die Ou Testament spesifiek vanaand, omdat ons die patroon neem. Steek hande op julle wat een wil hê, sodat hulle dit na julle toe kan bring. Bring julle Bybels, julle potlode en papier en alles, en sodat julle die teks kan neerskryf. Gisteraand het ons 'n bietjie laat gebly gisteraand. Ek gaan my bes probeer om vanaand op te maak, indien moontlik. Ek is net so lief vir die woord dat wanneer ek daarin ingaan, ek net verdiep raak. Ek dink ons het van Genesis af oorgegaan na Openbaring gisteraand die heel pad deur. Ek vergeet net van alle tyd en alles. Hierdie is die eerste keer wat ek een van hierdie dienste gehad het vir 7 jaar. Hierdie volgende week, ek het die herlewing afgesluit by die tabernakel. Hoeveel en hoe wat my vaarwel preek was. Wie is hier die onbesnede Filistyn wat die leers van die lewende God probeer uitdaag? Dit was my vaarwel preek by die tabernakel 7 jaar gelede verlede, hierdie komende week. Goed, my dogtertjie daar was 2 weke oud. Ek het God beloof as hy my so laat bly totdat sy gebore is, dan sou ek gaan. En toe het ek van toe af gereis, nag of 2 hier en daar. So die Here het ons geseën op groot maniere. Omtrent by 500,000 siele is bekeer reg in ons dienste. Dink net daaraan in 7 jaar. Dit wys 30,000 in een dag.
Julle weet, is wonderlik, elke keer wat ek daarin dink, swem my kop, vandag briewe gekry van onder in Afrika wat gesê het, die hele suidelike Afrika word weer geroer gereed. Wil net die datum weet wanneer ons sal terugkom, o goeiste. En toe die Here die visioen gegee en gesê in Indië dat 300,000 mense een diens bywoon, skryf julle dit neer, kyk of dit reg is of nie. Nou, soveel daarvan, dit gaan oor die genesing. Ek probeer nou my gedagtes daarvan ontspan, net om die woord te onderrig. Nou, ek's 'n swak hand daarmee, maar ek hou daarvan om te sê wat ek daarvan weet. En nou Sondag gaan ons hê, Sondagoggend vra, enige vraag oor die skrif, waaroor julle my opinie wil hê. En so sal ons probeer om dit deur die Bybel te bring so goed ons kan, Sondagoggend. Bring julle dit voor Sondagoggend tot Saterdag aand. Enige vraag oor die skrif, enigiets wat julle verstand verwar. En dit sal vra wees Sondagoggend, hou julle daarvan, nou as jy iets het, jy net sê, ek kan nie verstaan hoe hierdie dinge kan wees nie. Wel, bring dit en laat ons sien of ons kan saamspan. Miskien kan ons almal saam dit kry. Ek sal my heel beste doen om dit in die skrif te kry, want ek glo dat dit skriftuurlik moet wees, of dit is nie geldig nie. Nou gisteraand het ons die eerste begin opgetel van die kerk. God wat vir wie beloof het? Abraham, wat die vader van ons almal is. Want dit was Abraham die belofte gemaak is, en die belofte net aan Abraham gemaak was, aan hom en sy saad is dit reg, Abraham en aan sy saad. En sy saad was nie al sy kinders nie, maar in Isak is sy saad genoem. Is dit reg? En hier is die resultate van Abraham se saad. Jesus Christus is Abraham se saad. En ons wat dood is in Christus neem Abraham se saad aan en is erfgename volgens die belofte. Amen. Prys God. Ons hier wat nou verbygaan, wanneer 'n man, vrou verby 25 jaar oud gaan, kan dit net so wel aanvaar sien, jou jong dae is verby. En om te dink, daardie glorieryke belofte, soos ons staan voor die ondergaan van die son. Wat is dit? Is die lewe verby? O nee, die lewe het nog nie begin nie. O, ons gaan net. Ek wens net dat daar 'n manier was wat ons kan rustig raak, totdat tyd niks beteken het nie. En net so binne te bly en daardie dinge uit die skrif uit te kry voor die mense. Hulle is daar, vriende. Ek kan dit bewys deur God se Bybel en die hulp van die Heilige Gees, dat elkeen van julle wat in Christus is, wedergebore, dat daardie gryshare een van hierdie dae sal verander, die plooie uit julle gesig sal verdwyn. Julle sal weer teruggaan na jong man en vrou en vir ewig lewe saam met Christus Jesus. Ek kan julle wys waar God dit bewys het in die Bybel, die skaduwees en die tekens daarvan gewys het. En dit beloof en daarby gesweer het dat hy dit sou doen. Hoe wonderlik. Sal ek dan my vrou lief hê? Sekerlik meer as wat ek nou het selfs. Ek weet nie hoe dit kan wees nie, maar ek sal. Sal sy my nie wees? Sekerlik sal sy my metgesel wees. Sy sal geen kinders of niks wees nie. Maar die kinders wat ons hier op aarde het, sal daar wees saam met ons as hulle wedergebore is. Dis reg. Sal dit nie wonderlik wees nie? Ek het altyd gedink, ma het altyd vir my gesê, verskoon my ma, dit was voor jy ook van beter geweet het. Dat ons vlerke so en daar bo rondvlieg, julle weet. En wel, ek hou van eet, drink, handskip met mense, gemeenskap hou. Ek het gedink, o goeiste, dan sal dit verby wees. O nee, ek het net uitgevind, God het my nooit 'n engel gemaak nie. Hy het my 'n man gemaak en ek sal altyd 'n man wees en nooit 'n engel wees nie. Dis 'n fout. God het engele sekerlik. Hy het engele gemaak en hy het gerups met vlerke gemaak en hy het engele sonder vlerke gemaak. Toe het ek al die daardie ou liedere gehoor toe ek 'n sondaar was en in daardie plekke ingegaan het van breinoog engel wat wag vir my. Ek het gedink, o goeiste engel. En ek het uitgevind dis 'n leuen van die duiwel, was nog nooit so iets nie. sien. Ons is absoluut mans en vroue en ons sal terugkeer na hierdie aarde toe as mans en vroue, dis reg. Dis God se lering, wanneer jy daardie dinge sien, laat dit jou vir Jesus Christus waardeer.
Nou wat ons vanaand probeer doen is om 'n skaduwee te gooi van wat die Ou Testament was na die Nuwe Testament. En al die ou dinge sê die skrif was 'n tipe of 'n skaduwee van die dinge wat sal kom. Nou pragtige les vanaand, Exodus. Ons het die kinders van Israel gisteraand gelos. Wat is Israel genoem voor hy sy naam Israel gehad het? Wie in die klas kan antwoord, wie was Israel voor hy gegee, daardie geestelike naam gegee is? Nou iemand behalwe 'n prediker, ek het 'n prediker sy hand sien opsteek. Goed, almal behalwe een van julle predikers. Jakob, dis reg. En wat het gemaak dat hy hierdie geestelike naam gekry het? Iemand het gesê, oorwin teen die engel en met hom geworstel. En gesê, ek sal u nie laat gaan voor u my seën nie. Hy wil jou geestelike naam hê vanaand. Kry net die Heilige Gees beet en sê, Here, ek gaan nie hierdie tabernakel verlaat voor u my seën nie. Dinge sal anders lyk wanneer hy vertrek. Wees jy net so vasbeslote as wat Jakob was, jy sal 'n seën kry. En kyk, hy het sy heupbeen aangeraak en Jakob het anders geloop, amen. Ek hoop dit is goed tuisgebring. Wanneer jy met God worstel, sal jy anders loop daarna. Kyk, 'n sterk. Aan die ander kant van die spruit die rivier was hy 'n sterk groot man. 'n vallig egter, weg van God af, weghardloop van sy broer af, weghardloop van God af, maar fris en sterk. Aan die ander kant van die spruit, 'n mankprins. Jy is 'n prins voor God, want jy het krag voor God as 'n prins. 'n Mankprins, en hy was sy hele lewe mank. Hoe God dinge doen, is hy nie wonderlik nie. Nou die aartsvaders, ons het gisteraan gelos in Genesis, waar die laaste van die 4 wat God sy belofte gegee het, Abraham, Isak, Jakob, Josef was. God sê, wat is dit? En Abraham het ons gevind gisteraan vir die Christenkerk vandag, uitverkiesing. Uitverkiesing. En in Isak regverdigmaking en in Jakob genade. Jy sou in genade moes glo as jy Jakob se lewe lees. Jy sou moes sien dit was uitverkiesing en roeping. Want oor die dinge wat daardie kerel gedoen het. Maar tog het God hom geseën. God het vir hom gesê wat gaan gebeur. So hy het hom geroep. Maar jy let op, nadat hy geworstel het met hierdie engele, dinge anders begin lyk. Toe hy voor Farao gekom het, het hy gesê, my pelgrimstog was soveel jare. God het hom laat weet dat hy net 'n pelgrim was. Nou en in Josef volmaaktheid. Let op 3 stadiums, regverdigmaking deur geloof, heiligmaking deur die bloed en doop van die Heilige Gees. Then perfection, glorified. The Bible said those who Dan volmaaktheid verheerlik. Die Bybel het gesê, hulle wat hy geregverdig het, hierdie is vir die geestelike verstand, het hy ook verheerlik. Is dit reg? Hy vir wie hy geregverdig het, dan as hy ons geregverdig het, is ons alreeds verheerlik in sy toestand. Nee, hy sal nie, hy het verheerlik. Sê dis diep is dit nie, maar dis wat die skrif sê. God het vir Abraham gesê, ek het jou geseën en ek het jou 'n vader gemaak. Nee, ek sal nie, ek het. Ek het jou gemaak, jy sal na my toe kom op 'n ouderdom, jy gaan gered word. Ek het dit alreeds gedoen, ek het dit alreeds so gesê. Jy is niks daarmee te doen nie, dis onvoorwaardelik. God was vasbeslote om sy kerk te hê. So elke keer wat hy 'n verbond met die mens gemaak het, verbreek die mens sy verbond en hy doen dit vandag nog. Die mens sal altyd sy verbond met God breek, maar God kan nie sy verbond met die mens breek nie. So, ek sal. Julle let op destyds daar toe hy vir Adam gesê het in die begin. Hy gesê het, nou moenie hierdie doen nie en jy kan hierdie doen en nie daardie doen nie.
Adam het reguit omgedraai en dit gebreek, maar toe het God gesien dat hy verlore was. Hy het gesê, ek sal vyandskap stel. Ek sal vyandskap stel tussen jou saad en die slang se saad. Hy sal die kop vermorsel, of hy sal byt sy kop, sal jou hakskeen byt. Nou ek sal, wanneer God sê hy sal enigiets doen, kan hy maar kyk dat dit gedoen sal word. Wanneer die mens sê hy sal enigiets doen, is ek nie so seker daarvan nie. Maar God het vir Abraham gesê, ek sal jou red en jou saad na jou. Nie net Abraham nie, maar al Abraham se saad, onvoorwaardelik. Sê as julle my sal verskoon, ek dink ek mag dalk 'n bietjie skree. Kyk, hoe julle besef net nie mense wat dit beteken nie. Miskien het party van julle nog nooit diep genoeg gedink om daarin te kom nie. God has already glorified His church. God het alreeds sy kerk verheerlik. Hulle wat hy geregverdig het, het hy ook verheerlik in die kerk, in Christus. As jy geregverdig is in Christus, is jy verheerlik in Christus, alreeds, wat God betref. Jesus het gesê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Hoe kan jy ooit volmaak wees, maar in die oë van Christus vanaand, is elke wedergebore Christen volmaak. Ek is net so volmaak in God as wat Christus was, julle is ook elke ander gelowige, want dit is nie my heiligheid nie, dis sy heiligheid. God kan nie myne aanvaar nie, ek het niks, maar ek kom in Christus deur geloof. En deur Christus is ek in hom en volmaak in die oë van God. Deur een gees word ons almal gedoop in een liggaam en word lede van hierdie liggaam. In Romeine 8:1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. 'n Man wat in Christus Jesus is, wandel na geestelike dinge. Vir die wêreld, sy vleeslike verstand, is dit dwaasheid. Maar vir hulle wat glo, is dit ewigdurende lewe. Amen. Daar het julle dit. O, hoe wonderlik. Wat kan jou dan skaad? Jy's in Christus. En net so seker as wat God Jesus uit die dood opgewek het, sal ons in Christus kom. Amen. Ja, ons moet. God het dit klaar beloof, want net so seker as wat daardie liggaam opgaan waarin ek is, daardie liggaam moet ek daarmee saamgaan. Nou sê, glo jy dan in ewige sekuriteit, broer Branham? Op een manier glo ek. Ek glo dat die kerk ewiglik veilig is. Die kerk is. God het alreeds gesê, dit sou voor hom verskyn sonder vlek of rimpel. Die kerk sal. Nou die volgende ding, as jy in die kerk is, dan is jy veilig as jy in die kerk is. Hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. Is dit reg? En luister. Hier is die man se woord daaroor, Jesus Christus, Johannes 5:24. Hy, wie ook al. Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, teenswoordige tyd ewige lewe. Dis nie net van een diens na 'n ander nie, ewige lewe. Ek sal nie in die oordeel kom nie of veroordeel word nie, nooit uitgewerp word nie. Maar het verlede tyd oorgegaan uit die dood in die lewe. Johannes 5:24. Jesus het so gesê. Ek is die brood van die lewe wat van God uit die hemel kom. Julle vaders het manna geëet in die woestyn en is dood, maar hy wat my vlees eet en my bloed drink, het ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dae. Dis wat hy gesê het. Nou, daar's baie wat voorgee om daarin te wees. Daar's baie wat teen hulle self veg en reg probeer lewe en probeer indruk. Ek weet nie daarvan nie. Maar as hulle daarin is dit net so maklik om 'n Christenlewe te lei as wat dit is om enige lewe te lei,
want jy is in Christus en niks anders as net die volle Heilige Gees lei jou en begelei jou en rig jou nie. En wel, jy sal beslis foute maak en val, maar jy kan nie onderbly nie, want net so min as wat jy 'n mieliestingel 'n wilde vyeboom kan maak. Jy kan dit nie doen nie. Jesus het gesê, aan julle vrugte sal julle hulle ken. Jy het ewige lewe. Een van die grootste vloeke van die kerk vandag is vrees. Almal is doodbang, dis wat gaan gebeur, wie wat. Wel, Jesus het gesê, selfs wanneer die verskriklike dinge kom, lig op jou kop en juig, want groot, julle verlossing kom nader, wanneer hierdie dinge gebeur. Nou, hoe hy die kerk deur daardie reis geneem het, hoe destyds selfs in Abraham en Isak en Jakob, en hulle almal, kyk na die foute wat hulle gehad het, maar God was met hulle. 'n skaduwee. Kyk na Abraham vir 'n oomblik. Ek weet ek het baie Armeense luisteraars vanaand, maar ek wil dit vir julle opklaar. God het vir Abraham gesê deur uitverkiesing en deur genade dat ek gaan jou na my toe bring op 'n ou ouderdom. Met ander woorde, ek gaan jou red, ek gaan jou deurneem. Jy gaan 'n lang lewe hê. Jy gaan 'n kind hê, nie nog kinderloos. Sarah, jy gaan 'n kind hê. En in daardie kind gaan ek die wêreld red. Nou voor Abraham een ding gedoen het om dit te verdien, maar hy het net eenvoudig God het hom geroep. Dit was al. Hy was net 'n kaldeer daaronder in die stad van Ur, afgekom in die valleie van Siniar, van die toring van Babel, van afgodediens af. Ek dink sy pappa was 'n afgodedienaar. En ek dink Laban, hy het daaronder gekom het dit bewys. Hy het haar die afgode gehad. Waar kon hy hulle gekry het as hy nie uit die toring van Babel gekom het nie, en uit die Gamse mense het Nimrod gekom. Nimrod het die toring van Babel opgerig wat afgodediens was, die eerste afgodediens op die aarde. Nou, en kyk hoe daardie Babelse toring reguit afkom, Babel, en regaf daardeur en hieroor kan 'n openbaring opeindig. 'n Christen, godsdienstige afgodery, wat voorgee om Christelikheid te wees. Johannes het daar gesien in Openbaring 17 haar bewonder, hoe sy gesit het gelyk het soos en die naam van Jesus gedra het en wat nog, en tog die heiliges van die lewende God vervolg en doodgemaak het. En die engel het gesê, kom hier en ek sal jou wys wie sy het. Gesê, sy is 'n groot kerk wat oor baie sit op 7 heuwels en oor die aarde regeer en sovoorts. Hoe sy die bloed van martelare van Christus gedrink het. O genade. Mense, ons lewe in die eindtyd. Hoeveel van julle mense het jare gelede gehoor hieronder, toe hulle my hier so laat arresteer het, omdat ek gepreek het oor daardie merk van die dier. Toe ek gesê het dat Mussolini, toe hy die eerste keer aan bewind gekom het, meer as 20 jaar gelede het ek gesê, as Mussolini ooit na Ethiopië toe gaan en skryf dit neer, sal daar nooit vrede wees totdat Jesus Christus kom nie. Ek het gesê, daar sal 3 groot ismes wees, kommunisme, fascisme en nazisme. Ek het gesê, hulle sal opeindig in een isme, en daardie een isme sal die wêreld oorheers en sal die Vatikanstad verbrand. Julle onthou dat ek dit jare gelede gesê het, en net presies so. En ek het gesê, net voor daardie tyd kom, dat motors wat met daardie ou plat agterkante gebou is, 20 jaar gelede of 25 jaar gelede, julle kan in elk geval 20 jaar onthou. En ek het gesê, hulle sal soos 'n eier lyk, hulle sal gevorm wees, dis 'n visioen. So iets in die vorm van so iets soos daardie wees, en dis hoe hulle sal wees net voor die wegraping. Maar God mag nou die kerk oral los om in orde te kry, sodat hulle in die wegraping kan kom. Moet dit wegrappingsgeloof gee voor dit in die wegraping kan gaan. Die mense is in die gees van die laaste dag, net soos hulle was in die dae van Noag, eet, drink, trou, word in die huwelik uitgegee, onbesorg, gee nie om nie, loop rond en enigiets anders. En hierdie Amerikaanse mense is die ergste op die aarde. Roekeloos, verwaand, bandeloos, wreed, sonder liefde, 'n beter weter. As daar enige plek in die wêreld is met my Bybel oor my hart en God wat weet dat ek afkyk op my en ek weet ek sal voor hom moet staan voor die oggend. As ek so moet sê, die plek wat sendelinge nodiger het as enige plek in die wêreld is die VSA, die Verenigde State van Amerika, die grootste klomp heidene waarvan ek enige plek
weet is in Amerika. Heiden beteken ongelowige. Hoe hulle glo teologie, hulle is so verhard en onbesorgd dat jy op geen manier met hulle kon praat nie. Ek kan 'n man daar buite neem, nog nooit van God gehoor nie, wat afgod aanbid, en meer met hom doen binne 5 minute as wat jy kan met 'n kerel wat bely om 'n Christen te wees, 'n ou mosbegroeide ding wat rondgehang het en 'n klomp van hierdie balsemvloeistof gekry het en in sy are ingetrek het. Laat my dink aan een van daardie ou koue lykshuise hier onder iewers soos 'n ondernemer, dis reg, gaan sit daar rond, gaan insit. Ek gaan in daardie ou groot ou kerke in en laat my dink aan 'n lykshuis. Die geestelike termometer gaan 100 onder vriespunt. Jy moet jouself omtrent inwaat. Ek sê dit nie as 'n grap nie, maar dis die waarheid. Party van hulle weet nie meer van God nie, staan daar bo en sê, wel nou, ek sal jou sê, ek glo dis alles my goedheid. Wel jou bedrieger van mense, jy bly uit die koninkryk van God uit en leer ander om uit te bly. Hulle 'n bietjie vloeistof ingesit soos om 'n dooie man hulle lykshuis toe te neem. Hulle haal sy bloed uit en sit iets daarin om seker te maak dat hy dood is. Wel, dis omtrent hoe hulle maak. Al die bietjie godsdiens wat die mense het, of die bietjie geloof wat hulle het uit en spuit een of ander ou. En teologie in hulle in en maak hulle erger dood en hou hulle dood. Dis al, dis reg, verskriklik goeiste, en dan sê hulle, o, ek het vir 'n vrou gesê, is jy Christen? Sy het gesê, ek sal jou laat verstaan, ek is Amerikaner. Ek het gesê, dis nie wat ek jou gevra het nie. Ander een het na die platform toe gekom, gesê, broer Boswood het gesê, is jy 'n Christen dame? Sy het gesê, wel, het sy gesê, ek sal jou laat verstaan, ek brand elke aand 'n kers. O, goeiste. Elke aand 'n kersbrand maak jou 'n Christen. Jy kan die hele wêreld vol brand en dit sal jou nooit help nie. Totdat die brandende vuur van die Heilige Gees jou siel gereinig het van sonde, is jy steeds 'n sondaar. Dis in die hart. Wel, ek woon in Amerika. Wel, dit maak geen verskil nie. Dit maak nie hoe enige iets nie. God respekteer my nie omdat ek 'n Amerikaner is nie. Hy respekteer nie 'n Duitser omdat hy 'n Duitser of 'n Pole omdat hy van Poland afkom nie. Hy respekteer nie 'n Afrikaan nie omdat hy van Afrika afkom nie. God is nie geïnteresseerd in Afrika. Hy is ook nie geïnteresseerd in Duitsland nie. Hy is ook nie geïnteresseerd in die Verenigde State nie. God is geïnteresseerd in een koninkryk en dis die koninkryk van God en mense uit alle nasies kom daarin en hulle word daarin gebore deur die saad van Abraham wat Jesus Christus was en is erfgename volgens die belofte. Elke nasie onder die hemel word deur Satan gedomeineer. Die Bybel het so gesê, man, dit het 'n demper geplaas, het dit nie. Satan het Jesus Christus opgeneem en hom al die koninkryk van die wêreld gewys. Is dit reg? En hy het gesê, hulle is myne en ek sal met hulle doen wat ek wil en ek sal hulle vir jou gee as jy neerval in my aanbid. Jesus het gesê, wyk Satan sien. Jesus het geweet, hy gaan erfgenaam word van daardie koninkryke. Nou oor kan 'n openbaring by die einde van die wêreld, het die Bybel gesê, juig julle hemel en al julle heilige profete, want die koninkryke van hierdie wêreld het die koninkryk van ons Here en sy Christus geword, en hy sal heers en regeer vir ewig. Daniël het hom gesien soos 'n rots wat uit die berg gekap is, wat inrol en die beeld in die voete tref en dit stikkend breek, en die koninkryk van God het gegroei. Wanneer Christus oorneem in die millennium sal daar geen siekte, geen droefheid wees nie. Al die wapens sal in ploegskare verander word en ons sal nie meer oorlog maak nie, dis al. Dit sal alles verby wees wanneer Jesus kom. Tot dan, solank Satan die nasies regeer, sal daar dan oorlog en gerugtig van oorlog wees totdat Jesus kom. Amen. God help ons, soos ek na julle kyk en julle besef vanaand om hier te staan en leer in die woord van God dat julle ewigheid bestemde mense is. Elke man en vrou, seun en dogter hier binne gaan eendag in die teenwoordigheid van Christus staan. Ek sal moet antwoord gee vir wat ek voor julle gesê het as sy diensknegt. En waarom sou ek nalat om julle die waarheid van God te vertel, as God die woord so geëer het wat ek gepreek het, dat hy dit om die wêreld laat gaan het?
en dit geëer het in konings se paleise en oral, en nie een keer het hy enigiets gesê behalwe wat dit net presies was soos hy dit gesê het nie, dan sou hy my sekerlik nie iets laat sê wat verkeerd was nie. En ek sê vanaand, my Christen vriend, maak nie saak aan watter kerk jy behoort, waar jy ook al is nie, as jy nie in die koninkryk van God is deur die doop van die Heilige Gees wat jou in die liggaam van Christus inbring nie, druk jy nou in, want jy weet nie watter uur hy kom nie. Down there now in Egypt, type of the church being called out. Exodus, the first chapter. Israel nou daaronder in Egipte, tipe van die kerk wat uitgeroep word, Exodus, die eerste hoofstuk. Israel in Egipte gevestig na Josef. Nou gee dit my net presies omtrent 30 minute. I'll try to compile as much of it as I possibly can. Ek sal soveel daarvan probeer inkry as wat ek moontlik kan. Nou hulle was in Egipte gevestig as gevolg van die droogte. Isak wat afgegaan het en die aartsvaders geneem het. En daar het hulle in Goshen gewoon. Maar Josef, toe hy gesterf het, 'n pragtige illustrasie, het hy melding gemaak van die vertrek van die kinders van Israel en melding gemaak van sy bene. Luister, as julle my sal verskoon, sal ek graag wil laat val. Julle weet, as jy die woord reg lees soos hierdie hier, is dit in die haak, maar jy mis beslis die betekenis daarvan. Die woord is tussen die lyne geskryf. Jesus het gesê, ek het dit verberg vir die oë van die wyses en verstandiges, en dit geopenbaar aan kindertjies wat beleer. Hierdie teologiese kweekskole is net soos daardie priesters destyds daar was, en die hoofpriester en almal wat die woord gelees het, maar nie Jesus as die Christus gesien het nie. Sien wat ek bedoel? Nou kyk na daardie aartsvaders. Waarom het o Jakob, toe hy daar in Egipte gesterf het, hy gesê, moet my nie hier begrawe nie, en hy het Josef sy hand laat lê op daardie krepel heupbeen en by God laat sweer dat hy nie sy bene daar binne sou begrawe nie. Het julle dit geweet, gesê, neem my terug na my tuislande en begrawe my. Kyk na Job wat daar agter sit, uitgebreek vol sweer, en hy het die dag vervloek toe hy gebore is. Die oudste boek in die Bybel is Job. Dit is geskryf voor Genesis. Kyk na hom wat daar staan, wat sy kam met 'n pot skerp, wat daar agter sit op Ashoop. Ek het een keer daaroor gepreek vir omtrent 3 maande agter mekaar. Party mense het vir my gesê, ingeskryf vir my gesê, Broer, wanneer gaan jy Job ooit van die Ashoop afkry? En ek oor hom wat daar gesit het. Daardie groot besluitnemingstyd, iets moes gedoen word, daardie 0 uur. Maar julle weet wat gebeur het toe ons hom van die Ashoop afgekry het. Iets het gebeur. Dis hoe ons hierdie herlewings probeer doen. Ons vestig die aandag van die mense op Christus. Hou dan hierdie plekke tot jy 'n plek kan kry waar jy dit tuis bring. Dis die ding, dis Heilige Gees wat gereed maak. Voel die Gees onder die mense beweeg en jy weet wanneer dit gereed is vir die doodskoot. Let op, daar sit Job daar bekommerd. Sy vrou het self teen hom gedraai, oorgestap, gesê, Job, waarom vervloek jy nie God en sterf nie? Hy het gesê, jy praat soos 'n dwaase vrou. Hy het gesê, die Here het gegee, die Here het geneem. Geseën sy die naam van die Here. Hier kom die kerk lidmate af en sit met hulle rug gedraai op hom vir 7 dae wat 'n troos. Gesê, Job, jy's 'n geheime sondaar, jy het gesondig. Job het geweet, hy het nie gesondig nie. Gewys wat hulle daarvan geweet het. So in die nood, 'n regverdige man, God wat met 'n heilige werk, hy het 'n man gestuur met die naam van Elihu. En Elihu het hom nie beskuldig nie, net van om God te beskuldig. Maar Elihu het vir hom gesê, nou Job, jy het al hierdie dinge dopgehou. Hy het gesê, nou daar kom 'n regverdige een wat in die bresse gaan tree tussen 'n sondige mens en 'n heilige God. En dan sal daardie man vir wie hulle na die graf toe sal gaan om oor te treur, en jy sien dit nie, dan sal hy opstaan. Toe Job dit gehoor het, het hy op sy voete gestaan, goeiste, die weerlig het geplits, die donderweer het gedrein. Wat was dit? Die profeet het weer teruggekom in die kanaal van God, goeiste, sy oë het opengegaan, hy het gesê, ek weet my verlosser leef. 4,000 years before he come on the earth. Kyk, 4,000 jaar voor hy op die aarde gekom het, ek weet my verlosser leef, voortsetting leef. In die laaste dae, die laaste 2000 jaar sal hy op die aarde staan, al vernietig die velwurms hierdie liggaam, tog sal ek God in my vlees sien. Wie ek self sal sien, my oë sal aanskou en nie ander nie. Daar het julle dit, toe hy gereed gemaak het om te sterf, gesê, begrawe my net hier oorkant in Palestina.
Sarah died. He Abraham buried het her gekom met belofte, Sarah het gesterf, sy het haar net naby Job begrawe, stuk grond gekoop en haar begrawe. Toe Abraham gesterf het hy by Sarah geslaap. Abraham was die vader van Isak, Isak het gesterf en hy het geslaap by Abraham. Isaac begot Jacob. Isak was die vader van Jakob, Jakob het gesterf ver onder Egipte, hy het gesê, moet my nie hier onder begrawe nie, sweer dat julle my nie hier sal begrawe nie, neem my bene en begrawe hulle daarbo by my vader. Why? Why? Hoekom, dis nie geskrywe nie, broer, dis tussen die lyn. Joseph, when he died, said, now you put my bones here in a casket, but don't you bury me here. Josef, toe hy gesterf het gesê, nou sit julle my bene hier in 'n kus, maar julle moet my nie hier begrawe nie. Moet my nie hier begrawe, neem my soontoe en begrawe my bo in die beloofde land, begrawe my daarbo. Why? I said, God's going to visit you someday. Kom, gesê, God gaan julle eendag besoek, ek los my bene hier om iets te verteenwoordig. Just as Joseph left his bones, so did Soos Josef sy bene gelos het, so het Jesus 'n oop graf gelos. Elke ou Hebreër op die rug geslaan, moeg en uitgeput, maar daar verbygesteer het, al haar Egiptenaar het oorgang gekyk en haar die ou kussie gesien. Ek was onderstel om daarin te kyk net hier, nie lang gelede nie, 'n ou klein loodkussie uitgeholde ding. Dis waar sy bene veronderstel was om te gelê het. Hulle het dit daar in die museum en ek het daarin gekyk, het gesê, dis waar Josef se bene gelê het toe Moses hulle opgetel en hulle saam met hom geneem het. And every Hebrew looking in there and say, someday. Elke Hebreër wat daar ingekyk het, sou sê, eendag gaan dit verander word hier onder, ons gaan uit. The prophet that had the beautiful coat. Die profeet, hulle het 'n pragtige kleed gehad, die een wat Christus op elke manier verteenwoordig het, soos ons gisteraand se les gehad het. Hy het gesê, omdat hy vertrou het op wat God vir Abraham gesê het, daar het julle dit. I'm still banking the same thing tonight. What God told Vertrou Abraham, nog steeds I'll op save you dieselfde ding vanaand wat God vir Abraham gesê het, ek sal jou en jou saad red, ek glo dit. Someday you're going out of here. Eendag gaan julle hier uit en hulle het dit geglo, en eendag o Josef se bene. Moses started out, the Holy Spirit. Moses het begin uitgaan, die Heilige Gees het met hom gepraat, gesê, jy vergeet iets, Moses gaan ondertoe en kry die bene van Josef. Moses het hulle toegedraai en hier kom hy. The pillar of fire leading him on to the promised land and Die vuurkolom wat hom gelei het na die beloofde land en hulle begrawe het langs Isak en Jakob. Hoekom? Hulle het geweet daar sou die eerste vrugte kom van hulle wat ontslaap het. Hulle het geweet daar sou 'n opstanding kom een van daardie dae. Hulle het daardie regverdige een geken, dat Job gesê het, ek weet my verlosser lewe en op die laaste dag sal hy op die aarde staan. En hulle het geweet dat Job 'n idee gehad het waar hy sou staan. So hy het gesê, begrawe my hier. Hulle wou by Josef wees en by Job en het reg daar rondom begrawe in Palestina, omdat dit die beloofde land was. and they know the resurrection wasn't going to En hulle het geweet die opstanding sou nie in Egipte wees nie, dit sou nie in Europa wees nie, dit sou nie ergens anders wees nie, dit sou in Palestina wees. So hulle het hulle daar begrawe. Along came Jesus. Jesus het gekom, hulle die beloofde een, hulle het aan hom gedoen wat hulle gesê het hulle sou doen en hulle het hom doodgemaak, hy het gesterf. Sy siel het afgedaal na die hel, gespreek vir die siele wat in die gevangenis is. Taking the keys of death and hell away from the devil. Returned En die sleutels van die dood en hel afgeneem by die duiwel, teruggekom op Paasoggend, soos hy deur die paradys gekom het hy aan die deur geklom. Halleluja, ek kan hom hoor sê, kinders. Abraham sê, wie is dit? I'm your seed. Ek is jou saad, die saad van Abraham. Daniel het gesê, wie is dit? I'm the stone that was cut out of Dit is the die rots wat uit die berg gekap is. There they are, the Old Testament saints. Daar is hulle, die Ou Testament heiliges wat daar lê en wag om bekleed te word in die paradys. Hy het die deur opgemaak. Abraham het gesê, gaan ons uit. Is amper daglik op aarde, laat ons gereed maak om te gaan. Abraham said, can we make a little Abraham het gesê, kan ons 'n blaaskansie kry? Ek wil graag die stad deurkyk. Well, yes, I'm Wel ja, ek gaan my disippels besoek vir 40 dae en op Paasoggend het hy opgestaan. And Matthew 27 En Matteus 27 sê dat baie van die liggame van die heiliges wat in stof van die aarde geslaap het opgestaan en uit die stad uitgekom en aan baie van hulle verskyn in die stad. Kan Sarah en Abraham die straat sien afkom, sê, o skat, kyk daar, hulle het hierdie dinge 'n bietjie verander. Kyk hier rond hoe dit lyk. Iemand het gesê, wie is daardie paartjie daar? Dit lyk asof hulle vreemdelinge is. Hulle sê, ons word herken. Het uit hulle sig verdwyn soos hy deur die muur gegaan het, julle weet, en hulle het hom nie eens geken of sien inkom nie, uitgegaan. Hulle het verheerlikte liggame gehad en hulle verskyn daar op aarde. Halleluja! Vir die eerste vrugte van die bewys van God se krag en opstanding. Daar was hulle.
owerhede beroof en gestroop in die dood en die hel geneem, dit versmoor en opgestaan op Paasoggend en in die koninkryk ingegaan saam met hom. En wonder hulle het gesê begrawe my in Palestina nie. Hulle het geweet die opstanding gaan in Palestina wees. Daarom vandag, broer, kan jy kry wat jy ook al wil, al die ou koue formele godsdienst wat jy wil, maar begrawe my in Christus, want hulle wat in Christus is, sal God saam met hom bring in die opstanding. Sê wat julle ook al wil en noem dit fanatisme en wat julle ook al wil, maar laat my net in hom bly, want hulle wat in hom is, kom uit die graf van die opstanding, want God sal hulle oprig, hy het beloof om dit te doen. Amen. Wat 'n verskil maak dit of jy oud word? Wel, prys God, wat het dit enigiets daarmee te doen? Nader aan die huis. Amen. O, glorie. Gaan my holy roller noem in elk geval. Julle kan maar net sowel begin. Goed. Hoe wonderlik. Dis genoeg om 'n holy roller van jou te maak. Wel, hoe kan ek nie gelukkig wees en weet dis die waarheid nie? Wel, sekerlik, ek's gelukkig. En almal wat daar die hoop het, hoor op. Ek het altyd na ou fontein toe gegaan waar ek altyd gedrink het. Junior, ek het altyd so toe gegaan en ek het gedink, toe ek gepatrolleer het, so ek na hierdie ou fontein toe gaan. En ek het gesê, dit was die gelukkigste ding daaronder, onder Milltown. Ek het altyd daarna gekyk en ek het gedink, wel, wat maak jou so gelukkig? Dit borrel net die hele tyd, beste water wat ek ooit gedrink het. En ek het gedink, wel, wat maak jou so gelukkig, omdat die vee uit jou drink? Nee, broer Bill, dis nie wat dit is nie. Wel, wat laat jou die hele tyd borrel, omdat dat iemand hier afkom water kry? Nee, dis nie dit nie. Wel, miskien borrel jy net, omdat ek daarvan drink. Nee, ek sê, wel, waaroor borrel jy? As ek kon praat, so sê broer Bill, dis nie ek wat borrel nie, dis iets agter my wat my stoot wat opborrel. En wanneer die Heilige Gees in 'n mens inkom, is daar iets strome fonteine van water wat opborrel in ewige lewe. Hoe kan jy? Jesus het vir die vrou by die put gesê, hy wat hierdie water drink sal ewige lewe hê. Dit sal in hom wees fonteine van water wat opborrel in ewige lewe. Halleluja! Kom ons gaan terug na Exodus. O, goeiste. Dink daaraan. Ewige lewe na 10.000 miljoen jaar verby is, wanneer hierdie ou see wat meer as 2/3 van hierdie water van die aarde is met water bedek, wat deur daardie groot branders daar buite trek, wanneer hulle 2 of 3 keer so groot soos hierdie tabernakel sal rol, in die skepe ingebars, na die een kant toe val, die ander, een van hierdie dae, broer, sal hulle. Sonde het so hoog opgehoop op die aarde, tot hulle self sal inween in die woestyne, wanneer daar geen see meer is, geen maane meer, geen sterre meer nie. Halleluja, sal ek voortleef. En elke ander wedergebore mans en vroue sal in sy majesteuse teenwoordigheid daar ook aan woon, gemaak, gelijkvorm gemaak in die beeld van sy enige gebore seun. Deur sy genade word ons gered. Wonder die digter het gesê, die liefde van God, hoe ryk, hoe suiwer, hoe onpeilbaar en sterk. Dit sal vir ewig voortbestaan, die heiliges en engele se lied. Hoe kan ons stil bly? Hoeste. Is dit bewys, broer Branham? Ja. Nou Isaac, Jakob en nou Josef. En Josef het gesterf. Wat 'n perfekte voorbeeld was dit nie? Sy bene daar gelos as 'n gedenkteken. Hier nie lang gelede nie, ek dink nie Billy is daar agter nie. Ek sê dit nie vir hom wanneer hy hier is nie. Ons het 'n blom op sy moeder se graf gesit, versieringsoggend. Hy het gehuil daar gestaan. Ek het sê, Billy, moenie huil nie. Maak net jou oë toe en kyk oor kan die see daar oorkant. Ek het sê, moeder lê daar en sussie lê by haar, maar hulle is nie daar nie. Daar's 'n leë graf oorkant die see daar oorkant. Halleluja. Dis waar ek kyk net soos die Hebreërs kyk het. Eendag gaan ons uit.
En eendag gaan ons uit. Ek hoor nooit daarie as tot as, stof tot stof en grond tot grond, wat ek nie dink aan eendag nie. Nou die dag het ek 'n begrafnis gepreek van 'n voormalige gilbaal hier van die stad. Die seun het pas na gister toe gekom binne 'n paar uur voor hy gesterf het. Ek het sy ou grys kop op oor die kruis sien uitreik met bewende lippe en die trane wat afrol. Daar die seun tot siens gesoen en amper in die kus geval. Ek het dit gehoor, ek het omgedraai, hy het die blomme laat val. Omgedraai en ek het gesê as tot as en stof tot stop en grond tot grond. Ek het gedink, een glorieryke dag. Een goue dag breek, sal Jesus kom. Dis reg, goed. Wanneer gaan ons by die les kom? Ver onder in Egipte het tye verbygegaan. Bid vir my. En daar het toe uiteindelik 'n farao daar opgestaan wat nie vir Josef geken het nie. 400 jaar het God beloof sou hulle daar wees en hulle was 420 jaar toe hulle uitgegaan het. Now, first chapter, from the first unto the fifth. Nou eerste hoofstuk, vanaf die eerste tot die 5de hoofstuk, 5de vers, is Israel in Egipte. And from the seventh verse, vanaf die 7de vers, verder aan na die 22ste vers, gaan oor hulle slawerny. Baie van julle het dit al baie keer gelees. I'm going to come to a short part now. Ek gaan nou by 'n kort punt kom, het net 'n klein tydjie, dan begin ons in die 2de hoofstuk die voorbereiding vir verlossing, die geboorte van Moses. Die mense het begin gereed maak, slawerdrywers wat geslaan het, kinders wat doodgemaak is. Die ure van die ratte van God se profetiese wiele het gedraai tot by daardie tyd. Luister, ek wil hê julle moet hierdie kry. Ek glo hulle het weer tot daar gedraai. Ek glo ons is hier. Dis waarom ek dink dinge gaan soos hulle nou gaan. Die ou profetiese klok het getik tot reg by naby aan die 0 uur. 'n Tyd gelede daaroor gepreek en 'n Duitse kunstenaar het dit geskilder. Ek het dit in my huis hang daar 'n man in gebed, die Bybel oop. Vet kers was brand in die horlosie 5 minute voor 12 op 'n olieverf skildery. Voorbereiding, gereed maak, God wat gereed maak om iets te doen. Nou kyk, toe hy gereed gemaak het om iets te doen, het hy 'n aardige geboorte gegee onder in Egipte aan 'n klein seentjie. Niks meer as enige ander seun nie. Dit was net 'n man van die stam van Levi, vir hom 'n vrou gaan neem, was Levi, en hulle het 'n babatjie gehad. En hulle het al die seentjie babatjies doodgemaak, maar toe hierdie babatjie gebore is, was daar iets vreemd aan die baba. Iets het gebeur. Voorbestemming, voorbeskikking. Moses het niks daarmee te doen gehad. Maar hy was Moses, so hulle het nie die koning se gebooie gevrees nie. Hulle het hom in 'n arkie gesit en hy is reg onder Farao se drempel grootgemaak. Was dit reg om self sy seun te word? Goed nou. Moses het vanaf die 11de vers tot by die 25ste vers identifiseer Moses homself aan die kinders van Israel. Maar hy weet hoe dit gebeur het. Hy het homself geïdentifiseer en toe hy het ek gedink die broers op verstaan dat hy die man was wat gestuur is om hulle onder die slawerny uit te bring, maar hulle het nie verstaan nie. Is dit reg? En o mense, wat 'n pragtige tipe is dit van vandag. Die einste ding wat gekom het om die mense te verlos. Hulle is bang daarvoor. Hulle is bang vir die verlosser. Luister, toe hulle die tempel van Salomo gebou het, hulle enige van julle messelaars hier kan dit nou baie goed begryp. Hulle het die seders van Lebanon afgebring en hulle het laat afdryf van so ver soos Joppe af. En hulle het per Osseba vervoer en so per julle weet. Toe het hulle al hulle klip uitgekap reg om die wêreld, maar toe hulle bymekaar gekom het, was hulle sulke volmaakte klipwerk. In 40 jaar van die bou van die tempel was daar nie 'n geraas van 'n saag of 'n geluid van 'n hamer nie. Elke klip het gegaan, een was op hierdie manier gekap, een is op daardie manier gekap. Was afgekap aan hierdie kant, maar elkeen van hulle het ingepas en hulle het die ding begin lê, die gebou opgerig, goed aangegaan. En hulle het 'n vreemde klip gekry.
Hulle wil nie daardie ding hê nie, gesê, dit hoort nie hier nie, en hulle het dit uitgeskop, dit oor kan op die onkruidhoop gegooi en uitgevind. Hulle het aan gebou. En uitgevind, die enigste klip wat hulle verwerp het, was die hoofhoeksteen. Jesus het so gesê. En vandag die Methodiste, die Baptiste, die Lutherane, die Pinksters, oral rondom, as julle nie oppas nie, vriende, die ware hoeksteen sal hulle dit verwerp. En die hoeksteen in die gebou van hierdie geestelike huis is die Heilige Gees. Julle is bang daarvoor, julle is bang vir fanatisme. Ek weet, ons het baie ou voelverskrikkers en bespotting. Wel, as daar nie was nie, sou daar nie 'n ware een wees nie, maar daar's 'n egte artikel van die Heilige Gees in die doop, dis waar, goed. En nou het hulle dit verwerp, sê, ons kan dit nie doen nie, wel, ons kan nie dit hê nie, broer Branham. Ek het nou die dag hier gesê, waar 'n dekaan van 'n groot college in my huis gesit het, en uit Billy Graham se instituut, Dr. Sandin, 'n klomp van hulle wat daar sit. En hulle het gesê, broer Branham, ons sal jou sê wat die probleem is. Gesê, dis genoeg om die wêreld te bekeer. Gesê, ek sê jou wat die probleem is. Gesê, jy het te veel Pinksters en holy rollers in jou diens. Dis wat die klagte is. Ek het gesê, sal julle dit borg? Ja, natuurlik, ons sou hê. Ja, ek het so gedink. Nee, julle sou nie. Julle sou beslis nie. Dis presies. Daar die groot kerke kan voortgaan en hulle teologie kry en hulle kraai hieroor en kraai daaroor en een kan staan en kyk met hulle DD's agter hulle en sulke goed en party van hulle weet niks meer van God af as 'n konyn sou weet van sneeuskoene aantrekking. Dis reg, hulle ken beslis al die Griekse woorde en hulle ken hulle geleerdheid. God word nie geken deur teologie of geleerdheid nie, God word geken deur geloof. En as nie 'n mens weg van God of geloof bring hom na God toe, dis wat hom van God geskei het in die tuin van Eden, hy het na die boom van kennis toe gegaan. En die enigste doop van die Heilige Gees wat lewe vir die mense gebring het, die rede waarom die Pinksters en die Holy Rollers, soos julle hulle noem, my ontvang het oor die onderwerp van goddelike genesing. Besekerlik konings en heersers, hulle hoor daarvan, hulle sê, kom hier na toe, die Here wat genadig is, genees hulle wat so is. Dis waar, maar al die rest daarvan, wanneer jy praat van ewige lewe, hulle behoort aan die Anglikaanse kerk, hulle behoort aan dit, dat en die ander, hulle behoort aan die kerk, dit het niks daarmee te doen nie. Jy wat aan 'n kerk behoort, beteken nie dit vir God tensy jy wedergebore is. Daar's net een kerk en dis hulle wat gebore is in die liggaam van Jesus Christus deur die doop van die Heilige Gees. Halleluja! Laat ek vir jou sê, my broer, daar's net een manier om in Christus in te kom. Dis nie deur hande te skud of deur waterdoop, deur besprinkeling, deur op 'n vleis eet, deur Sabbat dae te onderhou nie, deur op te hou, rook, pruim, drink, vloek, al hierdie dinge. Dis nie die manier in Christus nie. Sigarette rook, whisky drink, uitgaan saam met die ander met vroue onwettiglik en al hierdie dinge wat julle doen, dis nie sonde nie, daar's niks. Dis nie sonde nie, vloek, swets, drink, dis nie sonde nie, dis die eienskappe van sonde. Dis sonde wat jou dit laat doen, maar dit is nie sonde nie, dis die eienskappe daarvan. Net soos nou, dit gaan julle seermaak, maar ek is verantwoordelik met God se woord, gewillig om dit te bespreek enige tyd. Hier's waar julle Pinkstermense julle fout gemaak het, baie van julle wat hier sit, om te leer. Die aanvanklike bewys van die Heilige Gees, praat in tale as die Heilige Gees. Wel, praat in tale is goed, maar dit is 'n eienskap, dis nie die Heilige Gees nie, dis wat die Heilige Gees doen. Die Gees die liefde van God, ek kan dit bewys met die Bybel, en praat ek met tale van mense en engele en het nie liefde nie, baat dit my niks. As jy appelboom wil hê en net 'n appel het, is jy ver van die boom af sien, dis 'n eienskap. Sonde, die rede waarom jy vloek, rook, drink, kwaad word en jou meer verloor en sulke goed is omdat jy 'n sondaar is. Dis nie sonde, dis omdat jy 'n sondaar is. Jesus het gesê, die skrif sê hier, die hy wat nie glo nie, sal reeds veroordeel. As jy glo, doen jy nie daardie dinge nie, want die lewe van Christus is in jou.
that you are En as jy hulle wel doen, is dit omdat jy 'n sonder is en jy is nie gelowige nie. Al bely jy om te wees, tog is jy nie. Die boom word geken aan sy vrugte. Let that Nou soak dit- just a minute while I read. Laat dit net 'n oomblik insink terwyl ek lees. That's right. Dis reg. That's what Jesus said. The trees know by the fruit it bears. Dis wat Jesus gesê het, die boom word geken aan die vrugte wat dit dra. 'n Slegte boom dra nie goeie vrugte nie. Goed, Way down. Here they come, time of deliverance. ver onder hier kom hulle tyd van verlossing. Moses is gebore, grootgemaak op Farao se drempel, uitgekom. Gehoop die kinders sou besef dat hy die kerel was wat dit sou doen. Maar het hulle dit gedoen? Nee meneer. Hulle het gesê, wie het jou 'n heerser oor ons gemaak? Sal jy ons doodmaak soos jy die Egiptenaar het? And Moses fled. En Moses het gevlug. Goed, Moses verwerp deur sy broers. Beginning at the 21st verse. Vanaf die 21ste vers van die 2de hoofstuk gaan ons net binne 'n oomblik stop hierby. Ek probeer al net 'n agtergrond gee, ons het net 'n paar minute oor. Miskien sal ons môre aand moet klaarmaak. Notice he was rejected of his brethren. And he went out into the Let land op, hy is verwerp deur sy broers en hy het uitgegaan in die land van Midian en met 'n heidense vrou getrou. A perfect type of Christ was Moses. 'n Volmaakte tipe van Christus was Moses. Is dit reg al daardie aardsvaders wat Jesus Christus wat in vorige lewe gelewe het? Moses gebore onder vervolging, net soos hulle al die babas doodgemaak in die tyd van Moses. Jesus toe hy gekom het, het hulle al die babas doodgemaak om hom te kry. Is dit reg? Die duiwel wat Moses probeer vang het en die duiwel wat Jesus probeer vang het. Hy het probeer. Ek kan Jesus sien toe hy opgegaan daar onder aan die deur geklop het daar onder in die jaal daardie oggend. Halleluja. Ek weet nie of dit in my is om dit vanaand nog te leer nie. Wanneer ek Jesus kon sien toe hy op Golgotha gesterf het, opgevaar het, soontoe gegaan het en al daardie mense daar agterin gesien het. Wat huil en skree en aangegaan en gesê, julle moes die profete geluister het. Hy het gepreek vir die siele wat in die gevangenis was. Julle het Henog gehad, julle het die profete gehad, julle het die wette gehad. Waarom het julle nie daarna geluister nie? Hulle het nie die deure toegegaan. Of we gaan in die jaal aan die deur geklop, Satan het gesê, wie is daar? Hy het gesê, kom maak die deur oop. O, goeiste, ek gee net 'n drama natuurlik. Die deur toegeloop en die deur oopgemaak en gesê, wie is jy? Wel het hy gesê, ek is Jesus Christus. O, so jy het eintlik hier gekom, het jy? Ek was 'n lang tyd agter jou aan, kerel. Ek weet jy was. Nou kyk, ek het gedink ek het jou gehad toe ek Abel doodgemaak. Ek het gedink ek het jou gehad toe ek Moses doodgemaak. Ek het gedink ek het jou gehad toe ek al hierdie dinge gedoen het. Toe ek Johannes die Doper gekry het, het ek gedink ek het jou beslis gehad, maar nou het ek jou juis hier in my besit. Ek kan Jesus hoor sê, ek is die maagdelike gebore seun van God. Ek het uit die voorpaleis van my Vader uitgekom en ek na die aarde toe gekom. En op die aarde is gebaai vanmôre met my bloed wat ek gegee het en die prys van doodsonde en die hel betaal het. Geef vir my daardie sleutels. Halleluja, ek neem van hier af oor. Jy het die mense in ballingskap gehou, jy het hulle in vrees en alles gehou, maar ek sal oorneem van hier af. Halleluja. Hulle afgevat en aan sy eie sy gehang om teruggestoot in die hel en weggestap. Amen. Amen. Die magtige oorwinnaar na hy die sluier middeldeur geskeer het, kyk aan skoom oop en bloot. Die magtige oorwinnaar het opgestaan gesê, ek is hy wat dood was, weer lewe. En ek lewe vir ewig en het die sleutels van die dood en die hel. Halleluja, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het ewige lewe. Ek het die sleutels van die opstanding. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit bevredig my. Amen. Ek is hy. Amen. O, goeiste. Moses verwerp deur sy eie broers. Jesus verwerp deur sy eie broers. Josef is verwerp deur sy eie broers. Sien, Jesus wat daaronder ingewoon het, daar die gees van God wat uitkom na volmaaktheid. En hier is waar dit volmaaktheid was, in hierdie man. Dis reg. Hy was in Moses, hy was beslis verwerp deur sy broers en was 'n vreemdeling in sy eie land en het 'n heidense vrou geneem. Halleluja!
Weer 2 seuns, amen, ek sal daarby kom reg aan die einde van hierdie lesse en omtrent Saterdag op Sondag. Daardie 2 seuns, Ephraim en Manasse, weer 2 seuns, dit reg? Rejected by his brothers like Jesus Christ. Verwerp deur sy broers soos Jesus Christus verwerp is deur sy broers. Die Heilige Gees gestuur verwerp deur die broers en oorgekom het in wat nou 'n heidense bruid kry. Give it like Joseph. Dit gegee soos Josef verwerp deur sy broers sy heidense bruid geneem het. O goeiste. Nou tweede hoofstuk. Die roeping van Moses die brandende bos. O, ek wens ons het tyd gehad om daarop in te gaan. Ons het nie. Net 'n paar sekondes nou, dan sal ons probeer. Wanneer hulle moeg word, steek hulle hand op en ek sal ophou, ek sal eerlikwaar. Kyk o broer, hierdie is soos mieliebrood en boontjies, dit kleef aan jou ribbes. Dat jy jou ver laat gaan, jy kan 'n goeie dag se werk vir die Here môre doen. Jy kan uitgaan en die duiwel ontmoet en sê ek weet waar ek staan nie, omdat 'n rilling teen my rug afgeloop het nie, want so spreek die Here, gaan weg Satan, ek neem nou oor. Now we are the sons of God. When? Nou is ons die seuns van God. Wanneer? Nou, môre aand? Nee, net nou is ons die seuns van God. Now we're seated together in heavenly places. Now is all. Nou sit ons saam in hemelse plekke. Nou is die Heilige Gees hier. Wanneer? Nou het ons ewige lewe. Al jy in die ewige lewe inkom wanneer jy sterf, broer Branham, ek het dit nou, ek besit dit nou. Hoe? Jesus Christus het so gesê. So spreek die Here. Move away, Dad. So gaan weg, dood, gaan weg, Satan, jy het geen bande meer vir my nie. O Paulus, hulle het 'n kapblok buite gebou gesê, jy weet wat dit is man, gaan jou kop afkap. Is dit? Ek het 'n goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof bou. Haai, wat gaan jy sê voor jy sterf? Dood het gesê, ag jou klein hakneus, joetjie, ek weet jy is geslaan met houe en jou laat sak deur en so voort. En hulle het dit dat op die ander gedoen, maar nou het ek jou. Hy het so gekyk, die dood het gesê, ek sal jou laat bewe en skud. He said, Death, where Hy is het gesê, dood, waar is jou angel? Die graf daar buite in die modder, daar die Romeinse soldaat het modder opgegooi om hom daar onder in te druk, gesê, ek sal jou vashou. He said, oh, death, where is your sting? Gesê, o dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning? Maar dank God, die graf het gesê, ek sal jou vashou, ek sal jou vorm, ek sal jou verkanker, die wurm sal jou opvreet, jou bene sal terugkeer na stof. Maar Paulus het gesê, kyk na daardie leë graf daar buite, ek is in hom, halleluja, ek sal weer opstaan op daardie oggend en 'n kroon ontvang, wat die Here die regverdige regter my sal gee. Not only them, but every one of them, even them in the Branham Tabernacle. Their love is Nie net hulle nie, maar elkeen van hulle, selfs hulle in die Branham Tabernakel wat sy verskyning liefhet. Amen, sekerlik. Die duiwel is niks anders as 'n voelperskrikker nie. Maak jou net bang met iets. Hy het glad nie enige wetlike regte nie. Hy is gestroop van elke regmagte. Hy het alles verslaan toe hy op Golgotha gesterf het. Hier is hy wat nou afkom. Moses het gevlug, was daar buite agter in die woestyn besig om Jethro se skape op te pas. Goeiste 40 jaar was hy daar buite en het 'n paar kinders gehad. Reguit soontoe gegaan. En sy vrou Kleino, sy was 'n kwaai enetjie en Moses het ook nie meer gehad, so ek veronderstel hulle het 'n lekker tyd buite agter in daardie woestyn gehad. Wat dink julle, God weet hoe om jou te kalmeer, ja. Toe een oggend sien ek hom kom met 'n ou krom stok wat voortstrompel, aanhang 80 jaar oud en die wit wangbaarde wat afhang soos hierdie en die hare wat afhang. Hy het een kant toe gekyk gesê, dis 'n vreemde gesig. Weer gekyk gesê, waarom brand daardie boom nie uit nie? Gesê, ek dink ek sal net afdraai. Julle weet, partymal hoor jy 'n klomp geraas en draai net af, kyk wat dit is en word gered. Baie vuur, julle weet, ja, dit begin brand, die Heilige Gees vuur begin brand. Mense draai om en sê, wat is fout daarmee? Nou Moses begin nader kom sê, wonder hoekom daardie ding nie uitbrand nie, brand nou al daar vir 'n halfuur, dit het nog nie uitgebrand nie. Nader geloop en gesê, wel, ek sal net nader stap en kyk waaroor dit alles gaan. En 'n stem het daar het gepraat, gesê, trek uit jou skoene uit die grond waar jy staan is heilige grond. Nou, dit het nie gesê, trek uit nie, Moses het nie gesê, ek sal my hoed afhaal nie. Hy het gesê, skoene, so het sy hand uitgesteek en sy skoene uitgetrek. Sê, wie is hier? Sê, Moses, nou hierdie begin by die 3de hoofstuk, gaan af na die eerste vers, af na omtrent die 12de. Sê, Moses, ek het die uitroepe van my volk gehoor, en ek het my belofte onthou, o halleluja. Ek onthou my belofte aan Abraham.
En ek het hulle uitroep en versigtiging gehoor, ek het afgekom om hulle te verlos, amen, afgekom om sy woord te hou. Een van hierdie dae, die ou grafte daar oor kan grafstene wat skeef sit op ouma se graf, dit maak geen verskil nie. Ek onthou my belofte, ek het afgekom om hulle te verlos. Ek gee nie om nie, laat dit 'n tydjie inkom, dit maak geen verskil vir my nie, halleluja, ek weet wie die skip lei, en julle sit net stil. Afgekom om hulle te verlos. Kan jy doen? Moses, ek gaan jou stuur. O, Here, my stuur, ek kan dit nie doen nie, Here. Ja, ek het jou in hierdie wêreld gesit vir daardie doel. Wel, ek's 80 jaar oud en soort van styf in my rug en ek mag artritis hê. En ek is nie 'n welsprekende man nie. Ek kan nie baie goed praat nie. Nou, wie het die mond van die mens gemaak? Hy het gesê, Here, as U vir my U heerlikheid wys, sal ek gaan. Amen. Moenie bang word nie, daardie woord beteken laat dit so wees sien. Wys my U heerlikheid en ek sal gaan. Ek hou daarvan om 'n bietjie van daardie Shekinah heerlikheid te sien en julle. Ja meneer, wys my U heerlikheid, Here. Nou, wat is U heerlikheid, Here? Moses, wat is daardie in jou hand? Dis 'n stok, Here, 'n kromstok. Hy sê, gooi dit op die grond. Dit op die grond gegooi in 'n slang verander. Hy het teruggespring gesê, tel hom aan die stert op. Hy het dit weer 'n stok geword. Gesê, nou Moses, wat is daardie in jou? Gesê, neem jou hand, sit dit in jou boesem. Hy het oor sy hart dit uitgetrek. Dit was wit van melaatsheid. Sien, beteken die gewete van die mens, die hart van die mens is wit van melaatsheid. Eerste gedagtes van sy verstand is melaatsheid, sonde. Hy het dit teruggesit in sy boesem en dit weer uitgetrek. Wat moes gedoen word? Toe dit weer uitgekom het, was dit wit, skoongemaak, net soos 'n baba se hand, soos die ander hand. Hy het God se heerlikheid gesien. Wat is God se heerlikheid dan? Wonderwerke, tekens, wonders en goddelike genesing. Wys my U heerlikheid, Here. Hy gereed was om sy volk te verlos. Daar kom Moses, die Heilige Gees, en wys tekens, wonders en goddelike genesing. Amen. Reg. Toe het hy in sy hand gekyk, hy het gesê, goeieste. En kyk, hierdie was 'n oordeelstaf. Dit was die staf ons sal uitvind in môre aan se les oor hoe daardie staf oor Egipte gewyf het. Dit was God se oordeelstaf en die hand wat God se oordeel vashou, moet gereinig word. Amen, 'n gereinigde hand van sy melaatsheid. Hy het dit opgetel gesê, nou gaan nou af na Egipte, jou broer is op pad hiernatoe en hy sal 'n profeet vir jou wees en jy sal soos God wees vir hom. Hier gaan Moses kom gesê, Jethro, ek moet jou vandag verlaat. Hy het 'n ou meel gegryp en 'n altaar aan hom gesit, so daardie en sy vrou op hierdie ou meel gesit het, met 'n kleintjie op elke heup en hier het sy gegaan. Kan julle dit voorstel, 'n ou man 80 jaar oud, wangbaarde, lang baard en lang hare, kromstok in sy hand. Ou donkie lê met 'n vrou wat daarop sit met 2 kinders wat afgaan om Egipte oor te neem. Kan julle so 'n gesig voorstel? Gaan af om wat te doen, Moses? Party van hulle. Hier gaan hy goeieste, hy het 'n lekker tyd gehad. Kom aan, Sephora. Dis sy vrou, julle weet, en die ou donkie ook saamgesleep, gesê, kom aan, ons gaan af na Egipte. Gaan af om oor te neem. Egipte was soos Rusland, die grootste gemekaniseerde eenheid, die grootste leer in die wêreld was in Egipte. Dit kon van die hele wêreld ontslaa raak, totaal verpletter, en Moses het afgegaan om oor te neem. 'n Ou man met 'n stok in sy hand, 'n vrou wat op 'n myl sit met 'n kind op elke heup, hier het sy gegaan. Hulle het afgegaan om oor te neem. Hoekom? God het beloof. Prys God. Dis net soos by Kades Barnea. God het hulle beloof. Josua het gesê, ons kan dit doen, want God het so gesê. Daar is hulle wat afgaan na Egipte en kyk nou hoe agterloosig kan 'n man raak in die herberg. Het God hom hier onder in die herberg ontmoet en so hom doodgemaak het. En Sephora het gegaan en 'n skerp klip geneem na haar 2 kinders met 'n skerp klip besny en die vooruit voor Moses gegooi en gesê het, jy's 'n bloody man vir my. Net Moses se lewe gered. Wat het Moses gedoen? Moses het in so 'n gewoel van die dag beland, totdat hy op so 'n plek was om soontoe te gaan, dat hy die seël van besnydenis vergeet het. En dis waar ons vandag doen, dis waar die heiligheidskerke misluk. Ons het soveel tyd, die Here het ons baie geld gegee, ons bou eislike groot kerke en groot torings, en sit sagte sitplekke in.
until we forgot the seal of God, which is the baptism En of the Holy pyporrels Ghost. tot ons die seël van God vergeet het wat die doop van die Heilige Gees is. Waar? God stuur vir ons 'n sapora. That's right. Circumcision, every Dis reg, besnydenis, elkeen wat manlik was in Egipte van Israel, wat nie besny was nie, is afgesny. And circumcision was the seal of the promise. En besnydenis was die seël van die belofte, en besnydenis van die Ou Testament is die doop van die Heilige Gees van die Nuwe. And every man outside the baptism of the Holy Ghost will be cut off. En elke mens buite die doop van die Heilige Gees sal afgesny word. Daar het julle dit, God wees genadig. I know I'm wearing you out, but I'm just having such a time. Ek weet, ek maak julle moeg, maar ek het net so 'n tyd. Miskien moet ek stop. Goed. Just start tomorrow night. Dan net môre aan by die 4de vers, die 4de hoofstuk begin. Jehovah in the last part of the fourth here, third. Hoof van die laaste deel van die 4de hier, 3de, maak sy naam bekend. Ek is die ek is. Gesê, wie gaan ek sê het my gestuur? Gesê, ek is. Gesê, die mense sal dit nie glo nie. Said, tell him I am. Gesê, sê vir hulle, ek is het jou gestuur. Ek is nie, ek was, ek sal wees nie, maar ek is. Dis teenswoordige tyd. The Jews one day were standing there drinking water and rejoicing. Die Jode het eendag daar gestaan en water drink. Hulle het gejuig en gepraat van die manne wat hulle geëet het in die woestyn. Jesus het tussen die mense gestaan, Johannes 6, en uitgeroep by die fees. En hulle het gesê, wel, ons vaders het manne geëet in die woestyn. And he said, they're everyone dead. Hy het gesê, hulle is elkeen dood. He said, but Hy het gesê, maar ek is die brood van die lewe wat kom van God uit die hemel, die boom van die lewe uit die tuin van Eden, as julle wil. I am the bread Ek is die brood van die lewe uit die hemel, en as 'n mens hierdie brood eet en hierdie bloed drink en my bloed drink en my vlees eet, het ewige lewe, en ek sal hom oprig in die laaste dag. Hulle het gesê, hierdie man praat God lasterlik. Hoe gaan hy ons sy liggaam gee om te eet? Hy het gesê, wel nou, ons weet, ons glo Moses. Moses is ons profeet. Ons glo Moses, ons vaders is in die woestyn gevoed vir 40 jaar met manne. He said, I know that. He Hy het gesê, ek weet dit. Hy het gesê, ek weet dit, maar elkeen van hulle is dood. Hy het gesê, maar ek is die brood van die lewe. Wel het hulle gesê, wel, wil u dit vir my sê? He was a rock that was in the wilderness. Hy was die rots wat in die woestyn was. Hy was die manne wat in die woestyn was. Hy was die toonbrood in die tempel. O, hy was die waters in die Jordaan. Glorie, hy was die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Hy wat wat is en sal kom. Hy was voor daar 'n wêreld was, hy sal wees wanneer daar geen wêreld meer is nie. The root and offspring of David, the morning star. The lily of the valley and the rose of Sharon. Die wortel en nageslag van Dawid, die môrester, die lelie van die dale, die roos van Saron. Halleluja, beide wortel en nageslag van Dawid. Halleluja. After David. Voor Dawid, in Dawid en na Dawid. Glorie. I believe in the deity of Jesus Christ. He was more than a prophet. Ek glo in die godheid van Jesus Christus. Hy was meer as 'n profeet, hy was meer as 'n goeie man. Hy was God versleier in vlees, God in Christus wat die wêreld met homself persoon het. Dis wie hy was. We'll get into that. Ons sal daarop ingaan binne 'n paar aande wie hy was. Dis waarom jy nie geloof kan hê nie, omdat jy nie weet wie hy was nie. What he said, you say that Wel you het hulle saw gesê, Abraham u sê dat u Abraham gesien het en u is nog nie 50 jaar oud nie. Die man was nie oor 30 nie. Hy was vermoeid en sy dienste het hom verswak. Hy het gesê, u is nie 'n man ouer as 50 jaar nie, en u sê het Abraham gesien wat al 800 of 900 jaar dood was. Listen, he said, before Abraham was, I am. Hallelujah. I am. Luister, hy het gesê, voordat Abraham was, is ek. Halleluja, ek is Jehovah. Hy is Jehovah Manasse, hy is Jehovah Rapha. He said, all the Hy is die Jehovah, hy is al die verlossingsname van Jehovah was in hom, en in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Daar is hy. Ek het afgekom om hulle te verlos. Ek verklaar my naam, sê vir hulle, dit sal 'n gedenkteken wees deur alle geslagte heen dat ek is die ek is. Nie die ek was of ek sal wees nie, ek is. Selfde God wat daar was, is hier vanaand. Now I'm going before you and go to San Nou ek gaan voor u uit, ek gaan my engel stuur, en hy gaan in die vuurkolom wees, en ek gaan hom nou voor u uitstuur as 'n vuurkolom, en hy sal jou lei. 'n Vuurkolom so groot soos 'n pilaar. Vuurkolom sal voor u uitgaan om jou te lei. Die ek is sal in daardie vuurkolom wees. Nou aan Branham Tabernakel en aan hulle wat geassosieer is in hierdie waarhede ken.
Het julle geweet, daar dieselfde vuurkolom is met ons vanaand? Julle nou dat sy foto daar geneem is en hoe dit nou oor die wêreld gegaan het, dieselfde vuurkolom wat Moses destyds in die brandende bos gevolg het. Wat is dit? Enige geleerde hier durf nie. As ek hier rondgespeel het met hierdie woorde en dinge, ek weet wel waar ek staan. Ek het my kop reg aangeskroef, glo ek, deur die Heilige Gees. Laat ek vir julle sê, enige geleerde hier weet dat daar die engel wat die kinders van Israel gevolg het, deur die woestyn die engel van die verbond was, en die engel van die verbond was Jesus Christus. Moses het die rykdom van Christus groter rykdom geag as die hele Egipte. Is dit reg? Sekerlik die engel van die verbond. Wat is dit dan hier by ons? Hulle mag sê, ons het ons verstand verloor, ons is dit, dat, op die ander 'n klomp holy rollers, of iets. Hulle mag dit miskien sê, maar God self het homself bevestig in dieselfde vuurkolom wat die kinders van Israel gelê het, wat ons reguit aanlei vandag. Halleluja, glorie aan God. Dieselfde een wat by Jesus Christus was destyds so gestaan het, en hy vir daardie fariseer gesê het, hulle wat daar gestaan het, die vrou by die put vertel het, waar haar geheime sondes was en sovoorts, dit werk nou in ons midde. Hy wat was, hy wat is en sal kom. Halleluja, ek soek na hom en julle prys God. Halleluja, al die raaiwekkers verby, oogpoeste. Wanneer ek die wonderlike kruis aanskou waar die prins van glorie gesterf het, reken ek al my roem as verlies. Arme ellendige, my sondaar vriend, hoe kan jy staan in daardie groot kerk oor kan en sy voorafskaduwing sien wat ophoop met daardie vuurkolom om hulle te lei en reguit terug kyk na reg hier vandag. Veel het die foto, laat ons julle hand sien. Hoeveel wil graag die foto hê? Laat ons julle hande sien opsteek. Ek sal hulle môre aand hier hê om julle te wys. Goed, daar is dit, bevestig. 30,000 mense, kritisie wat daar gestaan het. Ek het gesê, ek maak nie aanspraak om 'n geneeser te wees nie. Julle weet, ek doen dit nie. Ek praat net van die waarheid. Toe ek gebore is in 'n klein Kentucky, het jy daar bo die engel van die Here by die venster ingekom en daar gestaan, daar was 'n vuurkolom. En ek het gesê, God het dit bewys. En as ek die waarheid praat, sal God die waarheid bevestig. En as ek alleener is, sal God niks met my te doen hê nie. En omtrent daardie tyd het sy gegaan. Hier kom hy, die Amerikaanse vereniging van fotograwe, hulle almal daar, Look and Lifetime, Collier en hulle almal. Die Amerikaanse vereniging van fotograwe het die foto daarvan geneem gesê, ek dink dis sielkunde, ons het dit al van tevore gesien, maar ek dink, en hulle het dit huis toe geneem, en daar het die lig die lens getref, hulle het dit na George Lacey toe geneem, hulle het dit onder alles gesit wat hulle kon. Hang dit in Washington DC in die eresaal, halleluja, wat is dit, Jesus Christus saam met daardie klomp wat hulle holy rollers noem, God seën hulle hart. Elke beroemde skilder wat ooit geskilder is, moes eers deur die kritisie saal gaan. Die man wat die laaste avondmaal daar geskilder het, dit het deur die kritisie saal gegaan. Wel, hulle het gekritiseer, dit het hom sy leeftyd gekos, maar nou hang dit in die eresaal. Dit moet deur die kritisie saal gaan. En broer, suster, toe ons begin het met dit wat hulle hier die Heilige Gees godsdienst noem, daar ver terug jare gelede, moes ons in ou stalletjies inkom, iemand sy huis, 'n klein winkeltjie iewers. En hulle het buite gestaan, die sondaars kougom gekou, gelag en bespot, ons holy rollers genoem en in die tronk geslaap en alles, dis reg. Hulle is geslaan, hulle is bespot. O, prediker nou die dag in my huis gesit, dat hulle hom uit die stad weggejaag het, hy en sy vrou, om sy babas te voed, hulle het buite op daardie komberse geslaap, nat komberse, en hulle in die bome opgehang, en hulle het droog word in die oggend. Dan sou hulle afgaan op die treinspoor, 1 milliput optel op 'n slag, het 'n ou pan gehad, hulle dit met 'n klip geslaan, en hy sou per 12 of 14 dae op 'n slag lewe, van stamp millies. Jou bestuurder God sien sy hart oor Boswood, dat hy ook in Durban, Afrika leef vanaand en bid vir my om so toe te kom. Ook in Texas sal hy met sy rugstukken geslaan toe hulle gedreig het om sy keel af te sny en alles. Toe hy geloop het met 'n gebrekte pols, sy tas probeer dra, het geslaan vir die preek van die doop van die Heilige Gees. Rondgeswerp in skaapvel en bokvel en gebrek gelê in woestynplekke, wie die wêreld die waardig is om te ontvang. Die groot kerk het gespot en hulle vingers gewys, hulle het gesê ons was holy rollers. Toe ek geboue die hoeksteen daar gelê het, het hulle gesê hulle sal daar jou dingetjie in 'n motorhuis verander. Dit was 20 jaar gelede en die Heilige Gees lewe nog steeds hier, halleluja, het is reg en wat hulle gesê het, fanatisme en alles was, konings en monarge, reg oor die wêreld het gevra.
Groot man is genees, die krag van God het om die wêreld gegaan tot ons nou miljoene sterk staan. Halleluja. En een van hierdie oggende sê hy deur die kritisie gegaan. Hulle het gesê dit sou uitbrand. Hulle het vir my gesê hieronder gesê, o Billy, jy het op verstand verloor. Dis al wat daarin is. Selfs my eie skoonma het gesê, wel die seun het mal geword. Maar as dit is, geniet ek dit baie. Laat ek iets vertel, broer, luister hierna en ek sê dit met respek. Halleluja. Die hele hel kan dit nie stop nie. Dis verordeneer deur Jesus Christus om so te wees en dit sal wees. Op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die hel sal dit oorweldig nie. Hoe, wat is dit? Watter soort kerk? Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, Peter. Maar my Vader wat in die hemel is, het dit in jou geopenbaar, geestelik openbaar deur die Heilige Gees van die woord van God. Op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die hel kan dit nie oorweldig nie. Sy beweeg aan. Now, brother, she's been made fun of and persecuted and pushed back and everything. O broer, omdat sy bespot en vervolg is en teruggestoot is en alles, een van hierdie glorieryke oggende, halleluja, die grootmeester wat in die heerlikheid staan en sy diensknegte uitwys. Nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here, nie deur teologie en nie deur taal nie, nie deur hierdie ander dinge nie, maar deur eenvoudige, heilige, onvervalste geloof in die seun van God en wat hy in sy woord gesê het. Hy skilder 'n prentjie. Hy skilder 'n prentjie, wat is dit? 'n Heilige Gees vervulde kerk wat hy voorbestem het voor die begin van die wêreld om oorkant te verskyn in sy heerlikheid. Een van hierdie oggende sal hy afdaal van die hemel af, halleluja. Soos 'n groot magneet sal hy daardie klein kerkie optel, maar vervolgens haar oorkant en hang in die eresaal wanneer sy deur die lug gaan en skree, hierdie vleeskleed sal ek laat val en opstaan en die ewige prys aangryp. Skree terwyl ons deur die lug trek, vaarwel, vaarwel, soete uur van gebed. Amen. Hemelse Vader, ons dank U vanaand, weet nie wat die probleem is nie, kon net nie in hierdie les ingaan op een of ander manier, die Heilige Gees wat beweeg, uitbars, oorbeweeg. O, ons dank U uit die diepte van ons hart vir U liefde en krag. Dank U, Here. Dank U vir nederige mense wat in hierdie groot donker uur hieronder. Vir die groot tyd van selfvoldaanheid, o hoogmoedig, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En die Gees spreek uitdruklik dat hierdie ding in die laaste tye sou wees. 2 Timothy 3 in your word said to be heady. 2 Timoteus 3 in die woord gesê, hulle sou wees roekeloos, verwaand, meer weet as iemand anders, verwaand, bandeloos, breed, sonder liefde vir die goeie wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Keer jou van hierdie mense af. Wat jy het gespreek in die dag dat jy 'n klein kerkie sou hê, gesê, moenie vrees nie, klein kiddetjie, want julle Vader het 'n welbaar daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Dankie Here dat ek ooit my arm oë opgemaak het, ek 'n arme, blinde ellendeling daar oorkant in sonde gebore in 'n sondige familie en groot gemaak oor 'n whisky faatjie. O maar God, hoe U beskerm en gehelp en geseën en bevredig het, hoe kan ek ooit my gevoelens uitdruk teenoor U, Here? O God, laat dit in die begin wees, Here, dat ek weer kan gaan na die uithoekie van die wêreld, oral die boodskap van redding en verlossing verkondig. God skud hierdie ou kerkie soos nog nooit tevore nie. Mag die Heilige Gees elke persoon hier beet kry. Hulle laat vas en bid en op hulle gesig lê dag en nag en uitroep, Here, totdat die ou tyd se herlewing hier uitbreek, Here. En hier oral uitgaan in 'n ou tyd se tyd instuur wat mans en vroue sal terugbring na God. Skenk dit, Vader, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Sal ons staan? Want to see Him, look upon His face, there to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Tears all past, home at last, ever to rejoice. Hallelujah.
Halleluja, ek kyk hier onderdeur, ek kan nou 'n man wat altyd daar gesit het, wanneer ek daar die boodskappe sou preek, gehuil het, die trane uit sy oë gevee en sy arms om my gesit het. Een mooi dag gaan ek hom sien. Ek kyk daar oor kan en sien nog een wat daar oor kan sit, en ou Suster Weber. Ek kan hou daar die verskillendes. En Suster Nelling wat altyd in die koor gesing het, ou Rooikot broer George wat daar agter sit, waar is hulle? Halleluja, hulle word weggevoer oor kan na die boesems, halleluja, perseel in die koninkryk van God. Ek het hulle dopgehou toe hulle gegaan het. Ek het broer George daar sien gaan, hy het deur die deur bly kyk en het half gemaak en gesê, waar is wat gaan aan, gebid vir sy klein neefie vanaand, hy was siek. En dan sou hy daar afkyk, hy het aangehou. Hulle het gesê, hy soek na broer Bill. Hy het nie maar my gesoek nie, voor hy jou kon kry het, hy sy kop gedraai na die ooste, hy het gesê, o Jesus, ek het geweet, hy sou agter my aankom. Sy hande uitgesteek en gesterf, uitgegaan om God te ontmoet, halleluja, o goeiste, kom ons gaan huis toe. Het julle hom lief? Ek wonder of daar 'n man of vrou hier binne is, sê ek wil hom graag ken in die volheid van sy krag, van sy opstanding, steek jou hand op. God sien jou dame, God sien jou, God sien jou. Julle wonder hoekom ek gewag het op hierdie altaar oproep. Ek het 'n rede daarvoor. Goed, steek jou hand op. Ek wil hom graag ken in die krag van sy opstanding. Opstandingskrag, broer. Ek bedoel nie iets wat jy moet grawe en trek en probeer nie. Ek bedoel jy gooi jouself los en God het jou al klaar oorkant toe weggevoer iewers heen waar dit net so plesier is om vir hom te lewe. Daar's niks in die. Al die ander dinge is net so dood, soos 12 uur sien, niks, geen begeerte, hoegenaamd nie, geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Goeiste, daar die ou dinge van die wêreld, jy hoef nie met hulle op te hou nie, jy hoef nie, daar is niks om op te hou nie, dit hou jou net op, jy net, dis eenvoudig, dis nie meer daar nie, dit gaan net weg. Amen, hoeveel het die Here lief, sê amen, sê dit baie hard, amen, goed. Jesus with you, child. Turn around, shake hands now. Draai om en skud nou hande. Shake hands with somebody near you. Skud hande met iemand naby jou, sê ek is bly om jou hier in die tabernakel te ontmoet. Staan dan weer. You take it everywhere you go. Precious name. Oh, how sweet. Nou baie stil luister. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him when our journey is complete. Precious name, oh how sweet. Isn't it sweet? Dit nie lieflik nie, alles in die hemel word dit genoem. Alles op aarde word dit genoem, Jesus. Precious name, oh how sweet. Oh Father, shall we Nou sal ons hoofde buig. Great teacher. Groot leermeester wat eendag op die berg gesit het en U het gesê, so sal julle almal bid. Our Father, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. thy kingdom come. U koninkryk kom, U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Give us this Gee ons vandag ons daaglikse brood and forgive us of our trespasses en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. and lead us not into temptation, but En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Good night. The Lord bless you. At the name
Goeienaand, die Here seën julle.